Lord, I come before you and I lay myself down on the altar this morning. Holy Spirit, and we ask that you will come, you alone will come and minister through us. We give you all the praise, we give you all the glory. Thank you, Lord, everything belongs to you. Thank you, Lord. Father, as we lay down ourselves this morning, Holy Spirit, come and lead us in wisdom. Come and lead us in your counsel, your wisdom. We cannot lead this morning, Lord. We cannot do everything. We are only the vessel. We are only the vessel that the Spirit of wisdom can come and speak through us. We are only the vessel, Lord, that your Spirit of your counsel can come and speak through us. Your Spirit of knowledge will come and guide us this morning. And we give you all the praise in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amen. Amen. Shalom. Goeiemôre en welkom. Ek sien ons begin in die terry. We gaan ons probleme kry, want die engele raak so baie, is nie 'n plek vir manne nie. Hulle kom in die nag nou in. Dan as die manne wil inkom, is dit vol hierso. Die engele sit vol hier. Jy moet nie vir my vra of dit waar is, jy vra vir Barend of hy hulle sien. Halleluja. Ek gaan vir Johan kans gee om bietjie sy hart te deel. Ook oor die week wat hy loop en besoek. En daarna vertrou ons die Heilige Gees om ons te lei. Môre Boetas. My ou spreekwoord, alle deugdevolle werk sterf in die afwesigheid van aanprys. Ek wil praat oor Werner. Ek het vir julle al gesê, mens moenie gering ag wie die Here op jou pad staan. Jy moet ook nie gering ag wie die Here jou nou toestaan. Ons het 'n gebedsgroep gehad by ons besigheid en Artie wat hy deel van my. Hy het Bloemfontein toe gekom, ek het agter gebly daar. Toe maak die besigheid oop hier in Bloemfontein. Ek roep Werner raak. Hy sê, Johan, wil jy nie kom inskakel by Leeu praat nie? Met God se genade, wat hy hom op my pad gestuur het, in alle nederigheid. Kyk waar staan ek vandag. Kom ek bid net vir ons. Kom ons gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. O Here, is so wonderlik om vanmôre U te wees en te weet. Ons bid nie net vir die God. We are praying to the living God. Amen. Ek wil net vir julle 'n paar dingetjies deel en ek kom weer net terug na ons besigheid toe en ek het net gevoel ek moet dit deel. Ons besigheid se naam is Artic. ARTIC. In Boeta vir jare in Boetas in daardie besigheid was daar weersinwekkende swak verhoudinge tussen ek en my broer wat sielswonde veroorsaak. Maar ek wil julle vertel wat gebeur het en hoe iemand my eendag ons naam uitgelê het en dit my so geruk het. En hierdie verhouding het oorgespoel in hoeveel jaar wat daai besigheid bestaan het en wat ek daar betrokke was. En het 'n invloed gehad, as ek en my broer 'n uitval gehad het vir 2 weke, is dit soos 'n kanker wat hier rondloop, het beïnvloed jou verhoudinge. Jy's nie jouself nie, jy presteer nie, jy doen nie soos die Here van jou verwag om te doen nie.
Dit spoel oor personeel, dit spoel oor kliënte, dit besoedel en beswaarder alles. Tot eendag kom 'n kliënt na my toe. Hy sê, Johan, ek weet daar's iets meer in jou. Ek wil net vir jou sê wat ek dink julle naam voor staan. A, always, R, ready, T, to, I, insult, C, customers. Dit was sy belewenis, always ready to insult customers. Natuurlik, met al die dinge wat gebeur het, hier 'n tak oopgemaak en hier aan die einde toe ons hierdie tak toemaak wat ek hier agter gebly het en toe weer vir 3 jaar teruggegaan het en vir 3 jaar myself elke aand en alleen in die industriële gebied in 'n woonstel toegesluit in 'n tronk. Wat ek weersinwekkende dinge beleef het. Ek en my ma, my pa en my broer het vir 16 jaar in daai woonstel gebly. Ek het geslaap in die kamer waar ek en hy geslaap het, ek en my broer. Maar die Here het 'n plan gehad. Ek het vir die eerste 3 maande wat ek daar begin slaap, het nagte omgehuil. Maar ek het die Here gesoek en soos julle weet, tot totale oorgawe gekom aan die einde van myself en aan die begin van God. En ek en my broer het gewerk en die Here het ons getransformeer en gerestoreer en ek en my broer het versoen en hy het my vrygespreek. En dis wat ek bykom. Julle het gehoor wat ek gesê. Dit was die naam toe. Always ready to insult customers. En boetas, daai naam is getransformeer. Die A staan vir always. Die R staan vir ready. Die T staan vir to. Die I staan introduce Christ. Always ready to introduce Christ. Sien julle wat doen God? Boetas, kan julle, is so ongelooflik. En om vandag hier te staan en daaroor te kan getuig. En boetas, Andre het vir my gevra, ek moet net ook ietsie sê. In die 10-12 maande wat ek nou besig is met straat-evangelisasie. Hierdie week stap ek en ek kom by ou swart man. Hy het 3 sakke om hom, is vol blikkies. Stop en ons praat. My gewoontlike getuienis en ek sê vir hom, Tate, sy naam is Tabu. Hy's Engels. Ek sê, Tate, I got so much respect for you. I say, why? Ek sê, Tate, you're not sitting in the township and you plan with other guys to go and steal and to take somebody's phone or to go and steal at somebody's house. You work. God will bless your hands. Oh, thank you. I'm very happy that you say that. En terwyl ek dit sê, kyk ek so af in Whitestraat. Ek weet nie of julle al die swartes gesien het, moet jy die trollies, moet jy vreeslike groot wit sakke, wat hulle trek, en 'n Whitestraat het 'n opdra, en nou kom hy aan. Maar ek kry net 'n gewaarwording van hierdie man, hierso is iets anders. Hy kom, ek is toe nou nog net klaar met hom, en wat hierdie ou swart man ook staan, Tabu, en hier kom Michael, en hy begin grou in hierdie sakke. Ek sê vir hom, good morning, Afrikaans, Engels. Ek sê, I would very much like to speak to you. Maar hoor nou wat sê hy vir my. Hy sê, Tate, just give me time to finish here. Nou weet ek, het ek nie besef, maar nou besef ek wat God se plan was. Then I can give my full attention to you. Ek dink hy het 'n verwagting gehad en ek het 'n verwagting. Hy grou in hy sakke. In die volgende oomblik kom hy en hy begin boeke uit die sak haal wat hy gooi in daai groot sak. En ek dink, boeke. Die Here sê, kyk. Ek gaan, ek steek my hand uit. 2 boeke, 3 boeke, 4 boeke. Die een boek vat ek so. Onder staan die lewensbrood vir elke dag. Nog 'n eksemplaar en ander boeke ook.
Hy is nog steeds besig. Ek sê, Michael, there's 2 of these books, can I have one? Hy sê, yes. Hy sê vir my, but can you believe it, people, ek sê, this is a book about life's bread for life. Can you believe people throw away this, sê hy vir my. It's a mistake. Ek sê, Michael, it's not a mistake. It's a plan of God. Hy sê, why? My vrou het 'n vriendin wat 'n getuienis bygewoon het van 'n man, hy het gewerk in Houston op die ashope. Iemand het 'n Bybel toegedraai en glad wrap en in die assak gegooi. Hy het hom uit die assak gehaal, hy het bekeer en hy het God aangeneem. My vrou het al 3 keer Bybels in glad wrap toegedraai, in die assak gegooi. Weet nie wat die uiteinde daarvan is, maar God weet. Ek het daai een boek gevat, ek is nou besig om hom deur te werk, ek skryf die hele ding in die voorwoord, hier begin ek en Michael praat. Ek praat toe met hom. So geletterd, hy het by CUT geswat, hy is van Lesotho. Hy sê, ek vra vir hom, hoekom doen jy nou dit? En ek sê ook vir hom, hoe respek het ek vir hom, omdat hy dit doen, en nie steel en so meer. Ons het 'n in diepte gesprek. Ek sê vir Andre, hy bedien my, ek kry eintlik skaam. Nou stap ek en hy gaan aan, klaar, gebid. Ek het vir hom van my evangelisasiekaartjies gegee. Hy sê, Johan, you know what you did this morning? You gave me life's bread to carry on for the rest of the day. Boetas, julle kan nie glo die dinge wat op straat gebeur. Dis waar ons moet wees. Dis waar die verlorenes is, boetas. So ek wil net dit deel. En dan net, wat ek baie graag mee wil afsluit, om vir julle dit te deel, net my ou storieetjie hier by mekaar kry, is vir julle om huis toe te vat. Wat is die goue woorde in 'n huwelik? Wat is die goue woorde in 'n huwelik? Ek is lief vir jou. Boetas, gaan vandag huis toe en probeer dit. Deur te sê vir jou vrou, wat kan ek vir jou doen? En julle gaan sien wat is die verandering. Daar waar jy sit vanoggend, elke gebed is besig oor wat kan God vir jou doen. Vra vanoggend vir hom, daar waar jy sit, wat kan ek vir u doen? Dit is so pleasing vir God. Moenie net vra nie, vra wat jy van kan doen, en hy gaan aan jou openbaar wat hy wil hê jy moet doen. En dan net ten laaste, soos ek vir Andre sê, en Boetas, julle ken my hart, dis nie ek nie. Ek weet Boetas, ek loop, dan stop die Here my, ek het 'n boekie by my, dan sê hy, skryf neer. Ek het hier boekies, al seker al 2 is 100 bladsye, ek het al 2 al amper vol geskryf van openbarings wat die Here vir my gee. Ek noem dit spiritually soaked phrases. Ek sit vanoggend hierso. Asseblief, moenie my raak sien nie, dis God wat praat. Daar waar jy sit, allow God's unbelievable presence. It is so arresting to arrest you, to take you into captivity, but you in a state of total surrender, to shut you in, like he shut in Moses and others in the ark. En ek gee dit vir Andre om te lees. En hy maak 'n opmerking en ek pen dit ook neer. The above is the unbelievable lockdown presence of the living God. Amen. Dankie Jesus. Maar nou voordat ek vanoggend
net wil deel. Ek weet nie waartoe die Heilige Gees ons vat. Wil ek net iets met julle deel wat gistermiddag laat. Stuur 'n persoon vir my 'n foto. En hy sê vir my 'n sielkind. Hy stuur vir my 'n foto op WhatsApp. En hy vra vir my 'n sielkundige beveel aan dat hierdie boek gelees of dat hy hierdie boek moet lees. Nou, my vraag aan julle is die volgende. As iemand vir jou die WhatsApp stuur, die boek se naam is, julle kan hom gaan Google, Absent Fathers, Lost Sons. As jy nou die titel kyk, hoe klink dit vir julle? Dit klink goed. Nou vra hy vir my, kan hy die boek lees? Absent Fathers, Lost Sons. En ek kyk so na die boek en die Heilige Gees sê vir my, kyk wie die boek geskryf. Gaan kyk wie die skrywer is. En hierdie skrywer se naam is 'n persoon met die naam van Guy Cornea. En nou, vandag is dit ons nou maklik as jy 'n naam het, dan gaan Google jy dit en jy begin lees oor die skrywer. Want jy kan die titel lees, maar as jy nie weet wie die author is nie, dan is dit 'n probleem. As ons weet wie is die outeur van hierdie lewende woord, dan maak dit 'n verskil. Dit gaan nie oor die titel nie, maar dit gaan oor die outeur van hierdie boek. En ek kyk daar en ek Google in die ou se naam en ek Google in religious belief. Nou meer ek lees, hoe minder sien ek wat hy belief. En op 'n punt kom ek daar, toe sien ek hierdie persoon beoefen, hulle noem dit die union, dit is eintlik 'n woord wat ek ken nie, union belief. Dis soos New Age. En nou vra die persoon vir my, kan hy die boek lees? Ek antwoord hom terug, ek dink nie, maar ek stuur 'n voice note, ek dog, laat ek my eerder uitdruk op 'n voice note, voordat ek vir hom tik, want dan kan jy nie uitdruk nie, en ek druk vir hom, stuur vir hom terug. Ek dink ek sê vir hom, ek dink jy moet aandag gee in die boek nie, ek dink jy moet aandag gee in die sielkundige. Stuur hom na 'n plek toe waar hy nie wil wees nie, asseblief. Want hy is besig om jou te mislei. En ek stuur vir hom Father's Embrace van Jack Frost, wat duisende manne, wat orphan spirits gehad het, terug na die koninkryk, terug na Jesus Christus gelei het. Jy sien, jy kan die mooiste titel hê, maar as dit nie Christ Center is nie, Christus gesentreer, dan beteken dit niks. So, die eerste vraag, Gideon het altyd gevra, waar is Christus in hierdie? En jy kan alles lees daar, en alles van hom lees, en waar hy bedien het, en goed, dan sien jy, dit is deception of the last days. Manne, ek wil met julle, wil ek met julle iets deel. En ons sien, in verlede week het ons daar geraak, en ons het gepraat oor Jeremia 49, en ons het begin deel oor Iran, wat daar gebeur, en in dit, gister vra iemand vir my, hoe dink ek, hoeveel mense is bewus in die straat, ek praat van in Bloemfontein, in die straat, wat eintlik in die oorlog aangaan, ek praat van geestelik bewus, in tyd, waar ons trek, wat gebeur in die wêreld, en hoeveel van dit wat gebeur, besef ons is in die laaste van laaste dae. Ek dink so 0.5, tussen 0.5 en 0.1%.
Ek het altyd gedink 1%, maar ek dink ons is nou besig om nog minder te raak. So, 'n half uit 100 is bewus. 1 uit 200 is bewus wat om ons aangaan. So uit hierdie plek uit het die Heilige Gees iets begin oopbreek. En ek weet nie wie van julle was hier verlede week toe ek net begin deel het oor Josef. Julle was hier gewees, Leon was op pad, Werner, ek weet nie of was jy hier? En die Heilige Gees vat my elke week, dis asof hy my begin dieper invat, en ek weet nie wat op pad is nie. Ek weet nie wat op pad is nie, so, ek kry hierdie woord van 'n vrou, Claudia Breintjies, wat hier gekom het. Maar voordat ek dit doen, wil ek net eers die eerste gedeelte lees. Kom ons gaan in die woord van God en ons kyk daar. Genesis 41 vers 42. Vers 42. And Pharaoh took off his ring from his hand, and he put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vesture of fine linen, and put a gold chain about his neck, and he made him to ride in the second chariot which he had, and they cried before him, bow the knee, and he made him ruler over all of the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without you shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zephaniah, and he gave him to his wife Asenath, and the daughter of Potiphar priest On, and Joseph went out over all the land of Egypt. Manne, vir baie jare het ek geweet daar's 'n Joseph calling, en daar's 'n wealth transfer wat gaan plaasvind in die laaste dae. 'n Wealth transfer beteken dat die skatte wat aan die koninkryk van God behoort, gaan oorgedra word van duisternis na lig. Maar ons het nog nie daai volle prentjie gekry nie. Want baie ouens dink dit gaan hulle aftreegeld wees. Ek dink baie vermoed 'n wealth transfer beteken daar gaan geld op my rekening kom en ek hoef nie verder te werk nie. Maar as ons kyk na Josef in Egipte, het Farao nie geld in sy rekening inbetaal nie. Hy het hom slegs die sleutels van die stoorkamer gegee om 'n rentmeesterskap uit te oefen vir wat op pad is, vir die 7 maarjare. Maar in daai rentmeesterskap het Josef die insig gehad om bymekaar te maak, op te gaar, in stoor te sit, en as die 7 maarjare kom, gereed te wees om genoeg saad in die stoor te hê. Nou terwyl ek van dit praat, sien ek, in die boek van Openbaring praat hy van die swart perd, Openbaring 6, die 3de seël, ons het dit Woensdag gelees. Wil jy dit vanoggend gelees? Dat hierdie swart perd, is dit 'n dress rehearsal wat besig is om te begin hardloop, wat met Iran en die olieprys, en olie se kleur is ook nogal swart, as jy nou gaan kyk na die swart perd wat hardloop. Is dit besig om 'n dress rehearsal te word, of is ons besig om in hierdie, ek wil amper sê hierdie 3de seël in te gaan en te begin sien wat vir ons voorlê? Want ewe skielik, en ek sien hierdie klomp grappies op sosiale media, maar ek sien ewe skielik dat die prys van brandstof gaan nou in R30 'n liter toe gaan. En hoe gaan ons voorberei in hierdie tyd? Het ons
die Josefs in plek gehad om ons voor te berei? Was jy 'n Josef in jou huis gewees om voor te berei vir die tyd wat voor lê? Watter planne het ons in werking gestel om as 'n Josef te funksioneer in hierdie dae en in hierdie tyd waarin ons leef? En ons kan dit sien, en vir baie lank het ek hierdie Josef gesien, en soos wat ek die woord begin ondersoek, en hierdie goed het deur Claudia Breintjies gekom, toe sy 2 weke terug gesê het, sê, kyk sy was hier langs aan by House of Bread, ek het dit op video, sy het dit uitgeskryf, ek het dit nie uitgedink nie, ek het nie gevra vir dit nie, sy het na my toe gekom, en ek het 'n mantel van Josef wat hier is, wat ons eendag op Joe Niemand, want Joe deel kos uit, en hy het hierdie sjokolade wat hy vir die arm kinders maak, en ek het so 'n gekleurde mantel gehad, en ek het op hom gesit, en nadat ek op hom gesit het, toe vra hy, kan hy hom saam met hom vat? En toe dink ek vir myself, daar gaan my mantel. Gelukkig kon ek het teruggegaan toe, en ek het hom release met daai mantel, Barend hulle weet, en ek het nog een gekry, en ek het hom hier onder die bruidsrok kom sit, en ek het heeltemal net, het ek hom daar gesit. En in 'n oomblik, toe die Queenie was, het ek die mantel gevat, en ek het hom net oor my skouer gesit, en ek het net met die mantel geloop. En in dit, ek moes dit doen. Partykeer dink jy, ek gaan nie hierdie gekleurde mantel op my sit nie, want ander gaan dink, daar's trots in my. Maar as die Heilige Gees jou 2 of 3 keer prompt om dit te doen, kan dit net die versneller wees wat in iemand anders wakker gemaak word vir die rede hoekom sy Bloemfontein toe gestuur is om daai woord te kom release. En Claudia Breintjies het afgesonder, en sy was McGregor toe, daar na 'n plek in die berge, Heavens iets, waar baie engele aktiwiteite en open portal is, hulle daar afgesonder, en in haar voice note, wat ek nie nou vir julle wil speel nie, sê sy die volgende. Sy sê, en die Vader sê vir my, hy sê, jy het hierdie altaar besoek, maar ek gaan jou na die altaar toe stuur in Bloemfontein. Sy sê, dis nou jou tyd om House of Bread toe te kom. En hoor my mooi, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor House of Bread nie, maar dit gaan oor gewillige en gehoorsame manne, wat bereid is oor jare om die prys te betaal uit getrouheid. So there's faithfulness involved in this. Het manne gelê op hierdie altaar vir 6 maande, en daarna is hulle huis toe. As hulle in Fransja weet, dat manne trane gestort op hierdie altaar. Dat mense gehuil op hierdie altaar. En sy kom hiernatoe, en 'n oomblik wat ek die mantel opsit, sê sy wil 'n woord gee, en ek sê vir haar, sy moet net wag, en ons is besig hier, en toe ek in House of Bread ingaan, toe sê, kyk sy my so, en sy sê, the Lord has called you to be a Joseph of Arimathea in the last days. En ek het gehoor van Josef van Arimathea. Sy sê, because he was a rich man, en ek wil nie daai woorde hoor nie, want ek meen, wie's ek om, dit gaan nie vir my oor rond en sent nie, dit gaan vir my oor, wie is Jesus Christus in jou? Ek meen, die lewe is nie in ons hande nie. En nou kom sy, en ek wil haar amper sê, jy tag my nie met iets nie. Ek het een keer vir iemand gesê, jy tag my nie met daai naam nie. Maar as ons gaan kyk, God is besig, en ek het gedink om sy Josef in Egiptes, maar nou, toe die woord val, en julle het verleer, ek het vir 2 dae, as ek praat oor het, I was just in weeping in this, want hierdie is baie groter.
En as ek hierdie sien, dan moet ek vir julle die volgende sê, manne, ek is bly. Vanoggend is ek dankbaar dat hierdie plek nie vol manne is nie. En ek sê dit met 'n ander gemoed. Want as jy deel van hierdie salwing van Josef van Arimatea wil wees, gaan dit jou 'n prys kos. Dis nie vir elke persoon bedoel nie. Dit het niks met jou redding uit te maak nie. Nothing to do with your salvation. Niks nie. But it's a calling upon your life because you are willing to step forward in difficult times. Hoor wat ek sê. Jy's bereid om vorentoe te kom in moeilike tye. Jy's bereid om die naam van Jesus Christus te dra in moeilike tye. En as jy deur hierdie verhaal gaan begin lees, laat ek vir julle lees in Matteus 27, vers 57. When the evening have come, there came a rich man of Arimathea, named Joseph. Nou as ons na hierdie verhaal kyk, en ek luister na Francis Myles, en ek gaan 'n paar goed deel in die tyd wat kom oor hierdie, soos wat die Heilige Gees het oopbreek. En ek luister na Francis Myles, hy sê, the subject is not the name in this identity in the book of Matthew. Hy sê, dit gaan nie hier oor, eerste, oor Josef van Arimathea nie. Hy sê, Matteus kom en hy begin te skryf om eers te sê, there came a rich man. En in hierdie week, soos dat ek mediteer op die woord, wil ek gou vir julle sê, ken ons die gelykenis, en ons noem dit in Engels, the rich young ruler. Ons het dit nou, 'n paar weke terug het ek bietjie begin deel. Die ryk jong man, en hy kom by Jesus aan, en ons het gepraat oor Saggeus, en ons het gepraat oor blinde Bartimeus, en toe gaan ons na the rich young ruler toe. En hy vra vir Jesus die volgende vraag. Hy vra vir hom, wat moet ek doen om hierdie koninkryk te beerwe? Ons ken daai verhaal. Wat moet ek doen? En Jesus, hy sê ek het hierdie gedoen, ek het hierdie gedoen en ek het hierdie gedoen. En Jesus sê vir hom, dit wat jy gedoen het is baie goed, maar jy kort een ding. You lack one thing. Go and sell all your possessions. En die man was baie bedruk, sê die woord, en hy het omgedraai en hy het weggestap. So hier is ons mindset van 'n ryk jong man, want jy sien daar's 'n verskil tussen geld en die liefde vir geld. En ons moet 'n onderskeiding tref tussen the rich young ruler en Joseph of Arimathea. Dat die een het 'n liefde vir geld gehad en hy was bedruk en hy het omgedraai en hy het weggestap. But for Joseph van Arimathea, money was only the tool to open the door to eternity. Hoor mooi wat ek sê. Geld was slegs die middel om by die doel van die koninkryk uit te kom. So wat ons moet verstaan, daar gaan 'n calling kom op Josef van Arimathea, en dit gaan nie net altyd oor finansies gaan nie, maar dit gaan oor 'n salwing gaan wat uit gaan kom. Maar ek wil hierdie vir julle sê, there came a rich young man of Arimathea named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. He went to Pilate and begged the body of Jesus, and then Pilate commanded the body to be delivered. So my vraag is, as Jesus se disippels, wat nie in goeie boekies was op daai stadium, by die Sanhedrin
en by die Romeinse ryk nie. As een van hulle gegaan het om die liggaam te vra, en ek het nooit in my tyd, in al die jare het ek nooit hierdie skrif so gelees en so verstaan nie. Wat was die kans dat hulle die liggaam sou gekry het? Want daai liggaam behoort aan die Romeine. Hy het legal right. Pilate, hy's 'n Roman citizen. Hy het legal right om die liggaam te weier. Want jy sien, daar is 'n geboortesertifikaat en daar's 'n doodsertifikaat. So hierdie liggaam moet op 'n legal way gekry word. En in 'n oomblik wat hierdie geheime, as jy hulle verder afgaan en ons gaan lees deur al die Gospels, in Johannes 19, dan sien ons, miskien moet ek Johannes 19 lees. En as ons nie aangaan nie, ek wil so maak dat ons volgende week verder aangaan, en laat ons kyk waarheen die Heilige Gees, Johannes 19 vers 38. En kyk, hy begin anders. Hy begin met, and Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus. Wanneer ons het al baie Johannes gelees, ons lees die woord van God. Wie van julle, wees eerlik, wie van julle het voor die tyd geweet? As ek vir jou gevra het, was Josef van Arimathea disipel van Jesus? Wie van julle het gesê, yes, ek het dit geweet? Hoeveel van julle het aan hom gedink? En ek kom agter, soos wat ek met mense begin deel, hierdie is 'n deel van die evangelie van Jesus Christus, wat weggesteek was. Dit was nie onbekend, ons het net die naam geken. Hierdie deel was 'n deel van die koninkryk en die evangelie van Jesus Christus, wat weggesteek was, en in die laaste dae moet hy oopgemaak word. In die tyd wat ons leef, moet hy oopgemaak word. En hy sê, hy het vir my liggaam gegee. And there also came Nicodemus, first which at the first came to Jesus at night and brought him a mixture of myrrh and aloes, about, is eintlik 75 pond, 75 pounds, 32 pond. And they took the body of Jesus and wounded in linen clothes and spices and the manner of man. Nou die ander evangelie sê, he was a secret disciple. En ons weet, Nicodemus was 'n disipel van die nag. Maar wie van ons het geweet dat Josef van Arimathea was 'n secret disciple? Hy was lid van hierdie Sanhedrin gewees. Nou die Sanhedrin was 70 plus 1 lede, en om 'n lid van hulle te wees, moes jy jy moes die woord van God, jy moes die Torah ken, alles, soos die rabbis hom geken het. 2, jy moet kennis van die wet gehad het. You have to have knowledge of the law. Jy moet 'n graad in regsgeleerdheid gehad het. Dan moet jy 'n graad in sterrekunde gehad het. So jy moes 'n graad op 'n graad gehad het om deel te wees van hierdie. En in hierdie wat hy deel van die Sanhedrin was, het hy geweet, en ons gaan lees in hom, dat dit wat hierdie Jesus, wat hulle wou kruisig, was nie vir hom aanvaarbaar nie. En Josef het gegaan, Joseph of Arimathea, he went to buy land. Hy het gegaan en 'n stuk grond gaan koop, naby die ou stad, naby die, dit is so goed ons om in Sandton, in die sakekern, 'n tuin te gaan koop. Wat is die kans dat jy grond gaan kry in Sandton of in die sakekern van New York, 'n stuk grond, Central Park, en hulle verkoop hom aan jou? Dit gaan 'n prys kos. En hulle verkoop aan hom, hy koop 'n stuk grond daar, en hy gaan kerwe uit, 'n tuingraf vir homself. Nou is die vraag, het die Heilige Gees hom reeds voorberei vir wat gaan kom,
Want die oomblik toe hulle die liggaam gaan afhaal, jy sien het hulle ingegaan as die koninkryk van God teenoor die koninkryk van duisternis. Hierdie liggaam het in die koninkryk van duisternis behoort en hy moes oorgebring word na die koninkryk van lig. Maar in hierdie wat hulle ingegaan het, in daai plek in, het hy 'n legal right gekry. Die ander deel in die skrifte in die gospel sê, and he begged the body from Pilate. En ek het verlede week net so begin raak daaraan, want dit was vir my 2 dae wat ek die gewig en die emosionele gewig gevoel het, van hierdie persoon wat 'n geheime disipel was, wat die meester gaan dra in sy hande. En hy het hierdie gewonde lyf, as ons wil 'n idee kry hoe die liggaam gelyk, dan gaan ons na Jesaja 53 toe. So voor ons tyd uithardloop vanoggend, kom ons lees Isaiah 53. He is despised and rejected of man, man of sorrows, acquainted with grief and hide as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, he carried our sorrows, yet we did esteem and stricken, smitten of God and afflicted. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Om te dink hierdie liggaam, hulle sê hierdie liggaam, later sê hy, as is lamb to the slaughter and the sheep before the shearers. Yet it pleases God to bruise him, ye have put him to grief, then you shall make his soul an offering for sin. Shall his seed, he shall prolong his days, and the pleasure shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and he shall be satisfied by the knowledge. He shall be a righteous servant, justified by many, and he shall bear their iniquities. En ons sien hier, sy liggaam was so verwronge gewees, hulle kon hom nie herken nie. Maar in dit draai hy dit, en ek sien in my geestesoë, terwyl ons daar is, sien ek hoe hierdie liggaam in hierdie tomb ingevat word, en hierdie 2, Nicodemus en Josef van Arimatea, hulle die linne, hulle sê fine linen, die beste linne wat daar is. Maar hulle het eers hierdie bloed moes hulle gaan afwas het, om te dink wat dit die prys om aan die bloed te kan raak, en om dit af te was, en dan jou hande te vat en dit te gaan balsem. En die oomblik toe ek deur hierdie week, toe begin die liggaam vir my 'n nuwe betekenis kry, want ek vra, ek sê Heilige Gees, maar hulle het 'n voorreg gehad, hulle kon in die liggaam geraak het. En die Heilige Gees sê vir my, jy het elke dag die voorreg om in my liggaam te raak. Jy gaan my liggaam van nou af van 'n ander dimensie en 'n perspektief sien. En jy gaan my bloed van 'n ander perspektief en 'n ander dimensie sien. So elke keer gaan dit nie met meer 'n geestelike, religious ritual wees nie. Elke keer as jy hier kom en jy vat aan hierdie, dan vat jy aan my liggaam. En elke keer as jy dit vat en jy breek vir jou daai stukkie, dan weet jy dis hoe my liggaam gebreek is vir jou. En in hierdie besef ek het vanoggend so 'n waterkan gehad, en ek sê vir Bouwer, voel gou hoe swaar is hierdie kan. En die waterkan is 20 liter,
Manne, wie van julle het al gevoel as jy 20 liter optel, gewig? Maar hulle sê dat die balsem was 32 kilogram gewees. Dit was die olie in die balsem wat oor sy liggaam uitgegiet was. En die prent wat by my begin opkom, hoe het sy hande hoe het hulle hande gelyk van hierdie olie? Want die laaste gedeelte wat hulle hom gebalsem het en toegemaak het en die klip gerol het, het hulle uitbeweeg uit die tuingraf uit met hande gevul met balsem. En die liggaam wat hulle gedra het was 'n lewelose liggaam, maar in daai hande wat hulle gesalf en gebalsem het daar 'n nuwe lewe uitgekom. The resurrected Christ. En die Heilige Gees wys, gaan kry olie, en koop suiwer olie, of aloe en myrrh, en begin dit te meng. En die Heilige Gees sê, it's only a selective people, because you cannot put your pearls before the swine. You cannot throw your pearls or put it before the swine. Jy kan nie jou parels voor die varke gooi nie, want as party wat nie hierdie openbaring gaan verstaan nie, en jy kan dit nie, hulle hande salf met olie, as hulle nog nie die openbarings ervaring het, en hierdie brokenis het van hoe dit gaan voel, om hierdie hande met gesalfde olie. Nou, hoekom moet die hande gesalf word? Want jy sien, daar is nuwe lewe. Resurrection power in the anointed hands. Genesingskrag is in hierdie hande. En ek het gister so groot voorreg gehad om 'n vriend en 'n geestelike leier in Bloemfontein, na wie ek opkyk, Prophet Elizai, om te vra of ek 'n afspraak met hom kan maak, want Claudia het gesê die volgende, sy het gesê, sy sien daai anointing op House of Bread, but also on the prophet of divine restoration. En ek het hom gevra, want jy kan nie snaakse goed met hom doen nie. Ek het hom gevra of ek 'n afspraak met hom kan kry, ons het gaan sit, en ons het tyd spandeer, en ek het olie uitgehaal, en ek het vir Barend gesê, voordat ek enige iemand gaan salf met die olie, moet ek eers sy hande salf met dit. And I started yesterday, en ek het net gehuil. I just weep. En soos wat ek die olie uitsit op sy hande, wys hy net vir my die heeltyd nog. En dan wys hy net weer met sy hande, dan wys hy net vir my nog. En dit was net godly gewees wat gebeur het. So kom ek vertrou, ek het miskien net en ek en sy hande was deurdreng van die olie gewees gister. En in dit het daar net profetiese woord op profetiese woord op profetiese woord. Nie ek nie. The spirit of prophecy just came over me. And I just released it. Ek het dit net gesê. En nadat ek het klaar gesê het, hy sê vir my, Dr. Robert phoned me last night from the United States. And every word that you said now to me, and every word that you prophesy, he said, he confirmed it last night. So there's a change coming. There's a change coming in this city. There's a change coming in this nation. Why do we have to wait? Hulle het grond gekoop soos wat Josef van Arimatea grond gekoop het. Het hulle by divine grond gekoop.
En ek sê vir hom, you don't have to wait for money to start to build. You can just start to build. Trust God. The anointing is there. He put it in your hands. All that you have to do now, you will steward the money. The people will come from all nations to this place because there's a resurrection power in this place. It's in your hand. You will release it onto that property. You will see signs, miracles, healings that you've never seen in your life before. En ek glo dit gaan, wat daar gebeur het eers hier begin gebeur. Het vloei van hierdie altaar af. Dis hoekom die terry belangrik was. En ek sien, dis soos bouer wat 3 uur inkom in die oggend en die ander wat inkom en dan gaan hulle uit in die aande, Pieter, en dan kom nie terug nie. En ek sê vir julle, al rus jy, dit is nie jou huis nie. Dis nie maklik nie. But there's something special in this place. As jy wag, even in die ongemak, is daar iets, vra vir James, daar's iets wat gebeur. Kry kans om te rus. En ek lê net hier op die altaar, en as ek daar lê, Barend kan glad nie in die slaap raak nie. Hy sien net hoe beweeg engele aktiwiteite, wat gebeur deur die nag hier, wat doen hulle, hoekom staan hulle by mense, en wat gebeur. The Lord is busy in this place. The Lord is not finished with South Africa. He only started now. En dit gaan net oor 'n remnant, dit gaan net oor 'n remnant wat bereid gaan wees om op te staan. So ek wil net vir oggend en ek kan salf, maar ek wil maar net doen wat die Heilige Gees my wys. So Barend, ek wil jou vorentoe roep. Volgende week is dit, Heilige Gees, hierdie kan aangaan. Ek kan nie sê wanneer en wie en waar nie. As ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Jesus wys my, jy's baie honger om sy olie op jou hande te ontvang. Dis hoekom hy vir my gesê het, ek moet jou uitroep vanoggend. Maar ek mis jou elke dag. Jy sien die voorwaarde is, jy moet so honger wees. Jy moet dit nie kan weerstaan nie. Sal het ooit verdwyn, Jy moet dit weet. sou ek weer kan lag. Ja, kom As staan ek hier. jou daar sou kry, trane in die hemel, vloei Ek glo Vader, by almal wat hier is, onderraak. As dit nie vanoggend gebeur nie, dan gaan dit gebeur. tot ek jou weer kan vashou. Die pad hier is lang Dankie Jesus, wat jy besig is om te en doen. my hart bly swaar. Daar wat jy in die strate gaan beweeg, gaan jy manne se hande aanraak. Jy gaan hulle salf. Ons prys U vir U naam. Prys U, wonderlike Jesus. Wonderlike Jesus. Dankie vir die voorreg dat U hierdie woord in hierdie seisoen vir ons kan kom oopbreek. Thank you Lord that you can come and just open it to us. Open it. Tishiborobu churubu shiboru churubu shiborobu. Trane in die hemel, sal
dit ooit verdwyn? Sou ek weer kan laat as ek jou daar sou kry? Wil jy? Trane in die hemel, vloei oor my vandag. Jou pad van 18 jaar. Maar ek hou vas Dis waarvoor Vader jou hier na toe gestuur het, na hierdie huis toe. tot ek jou weer kan Die prys wat jy betaal om jou gesin en almal agter te gelos het. Tot ek jou weer Die prys wat jy betaal het, sou vanoggend kan jy daai liggaam dra. Die prys wat jy betaal het is, daai liggaam is nou aan jou. Daai liggaam is aan jou. Hirobushi barabatsarabashi torobuchurubushi taraba. Robuchurubushi beriba. My boetas, ek wil graag Sou ek jou herken dat vir almal olie smeer maak. Heilige Gees, as hy my nie toelaat om almal uit te roep as ek vanoggend nie. jou weer sou sien? Daar's 'n tyd wat Frans te toe Sou jy nog weer voor Israel gestaan het en Israel het vir al die gang members gebid en hy het vir Frans gekyk en vir hom gesê, Frans, jy's nog nie gereed nie. Het gaan nie oor dat jy gereed is nie, jy moet honger wees. Jy moet honger wees. En nie te sê hulle is honger nie, die Heilige Gees het net vir my hulle 3 gewys nou vanoggend. Niks fout met jou nie. James, jy is honger, maar ek wil dit nie vir jou gee vanoggend nie. Ek wil dit nie vir jou gee vanoggend nie. Dirk, jy's honger, maar ek wil dit nie vir jou gee vanoggend nie. Almal is honger. Bouwer gaan dit ontvang. Almal gaan dit ontvang. Op die tyd. Ek is so tempted om Bouwer te roep, maar ek voel daar's nog wat hy met Vader het groot planne met jou. As ek jou daar sou kry. Hy het groot planne met jou daar in die markplein as 'n Joseph of Arimathea. Hy moet so honger wees, jy moet kan sê ek gee nou nie om of jy kom nie, ek kom lê hierso. Vader, ons wil U loof en prys. Dankie vir U seën. Dankie vir die voorreg dat ons sy liggaam deur die communion elke dag kan hanteer. Dankie vir wat U besig is om te doen onder manne hierso. Vader, ek dra so die liggaam van Christus op. The body of Christ. Vir die kere wat ons U liggaam nog meer gegeesel het. Die Romeinse soldate het hom 39 houe gegee, maar ons gee hom elke dag nog steeds houe. Ons kom bely dit vanoggend met ons woorde, met ons dade, hoe ons teenoor mekaar in die liggaam as broers mekaar hanteer. Ons kom kruisig U, ons kom gee U elke dag. Vergewe ons. Begin by my. Begin by my. Woorde wat die Pa se hart en Jesus se hart so breek. Daar's niks wat 'n pa so hart so breek as hy sien hoe die seuns beklei met mekaar. En hierdie liggaam word hoe ons met mekaar beklei. So Jesus, U het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. U het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. Dankie vir hierdie genesing. Dankie vir die olie wat U vanoggend. En ons wil U loof en prys vir alles wat U vir ons doen. Ons wil U al die lof, al die prys, al die eer gee. Dankie vir die offering wat ek sê nog vir James of vir Jan gaan hom vat. 'n Offering. 'n Offering is nie daar. Heilige Gees, U het nou net begin oopbreek oor Josef van Arimathea. Daar's soveel, there are so many facets about this anointing.
Being wealthy and rich is only one facet of it. But the most important facet, the most important attribute of Joseph of Arimathea, he stepped out in a place when there was turmoil and there was darkness over, gross darkness over that place. He took that body and he put himself, his reputation and his life was at stake. And he came to the front. It's not about his wealth, but the Lord has used his wealth as a tool so that he could step in and obtain that body, bring that body in and anoint him. But the moment when he could touch the Master's body, the resurrection power went into his hands. The resurrection power and the healing went into his hands. Now, in the time to come, Lord, I pray over each and every one. Ek bid oor elke boeta hier. We have to see yourself. And the anointing is there. It's there for each and every one. Brother Paul, the anointing is there. You paid the price. It's there for you. James, Stephen, elke boeta wat hier is, elkeen, Jan, elkeen. You have to see how you are carrying, how you are walking with the body of Christ in your hands through the city. As jy in die mall loop, sien jouself waar jy ingaan. Daar wat jy gewoonlik dinge gesê het en wat jy gedoen het, is die liggaam nou in jou, is in jou hande. Sal jy dit nog steeds doen as jy hom dra? Sal jy nog steeds op plekke gaan besoek? Sal jy nog steeds op plekke gaan kyk? Sal jy nog steeds vloek? Sal jy nog steeds doen wat jy doen? Maar die liggaam is in jou hand. So Lord, you are taking us to a higher level. And we want to give you all the praise and all the honor this morning, Lord. Father, when we bring this offering before you, we want to wave this offering before you because of the resurrection power, die opstandingskrag. Herleef, dis hoekom Barend gesê het, daar's herleef, die liggaam het herleef. There's a revive, the body has revived. This is where the word revival comes from, revived. This is now a dress rehearsal. Lord, what we are doing is for this nation. Not only a dress rehearsal, but what is taking place here is the first fruit out of this altar. So that from the first fruit, it can go over into the rest of this nation. I believe it can go from this place, from this altar, into the rest of South Africa. This word can come and touch South Africa. The anointing can come and touch South Africa. Even what Israel, he tarried last night here. If he was here this morning, I have anointed his hands because he needs this. He will need this to go to Soweto next week. He will need that hands to be oiled. He needed. Hy het reeds, het hy die salwing op hom. But this is a different anointing that you will receive. This one is different from the others. Vader, ons kom seël af vanoggend wat hier gebeur. Ons bring hierdie saad, ons lig hulle op met dankbare harte. Dankie vir u goedheid. Dankie as die manne nou staan. And I just want to come and release the priestly blessing over them. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha. Yevashem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Shalom. Amen and amen. Hallelujah.